Hallo daar, ouers, onderwysers, oppassers, ou boet, ou sis en wie ook al saam luister. Geniet julle kinders ons stories, dan gaan hulle sekerlik ook hou van ons nuwe projek. Ons wil graag ons jongste en belangrikste luisteraars deel maak van die pret. Vra vir jou kind om 'n prentjie te teken van enige van ons stories en plaas dit op Instagram. Onthou om 'n sak vol stories te tag sodat ons dit kan sien. Natuurlik kry al die aspirant kunstenaars ook 'n shout-out op ons potsending. Ons kan nie wag om daardie kunswerke te sien en nog stories met julle te deel nie. Hallo daar en baie welkom by 'n sak vol stories. Vandag het ons 'n storie in die sak al die pad van die eiland Samoa af. Dis 'n antieke volksverhaal wat vertel hoekom die son vandag skyn soos wat hy skyn. Onthou, jy kan die storie ook saam lees op ons webblad. Dankie vir almal wat ons stories met hulle vriende en familie deel. Onthou, daar's elke week 'n splinternuwe storie, soos hierdie een. Maui tem die son. Baie jare gelede was dinge in die wêreld heel anders as wat hulle vandag is. Die dae was byvoorbeeld baie korter as vandag. Dit was alles as gevolg van die son. Dit was altyd so verskriklik haastig. Dit was gewoond daaraan om soggens eerste ding oor die horison te verskyn en dan deur die lug te jaag soos 'n aangesteekte vuurwerk. En voor jy jou oë kon uitvee, net so was dit weer donker. Nou ja, op die eiland Samoa was die mense glad nie gelukkig hiermee nie. Hulle het kliphard gekla. Daar is nie genoeg lig vir ons plante om te groei nie. Ek het nie genoeg kersse vir so 'n lang nag nie. Ek loop die hele tyd in die donker teen bome vas. Toe het 'n slim jong man genaamd Maui besluit om op een sterbelaaide aand almal rondom 'n kampvuur bymekaar te roep. Mense, het hy aangekondig. Ons het nou genoeg gehad hiervan. Ek het 'n plan beraam. Ons moet die son vang en hom dwing om stadiger te reis. Dis 'n baie goeie idee, het die dorp se wyse ou man gesê. Maar dit is heeltemal te moeilik. Dit is 'n onbegonne taak. Die son is te groot en buitendien is dit baie warm. Wie sou dit ooit kon doen? Ek kan, het Maui uitgeroep. Die skare het na hul asem gesnak van verbasing. Kyk, ek het die betowerde kakebeen van my grootmoeder, Murirangawuhena. Hy het dit hoog bo sy kop gehou. Dit het towerkragte wat my sal toelaat om die son te vang. Maar ek kan dit nie alleen doen nie. Ek sal 'n span dapper mense nodig hê om my te help. Wie is saam met my? Sonder 'n oomblikse huiwering het Maui se broers en susters al hande opgesteek en uitgeroep. Ons is. Die volgende dag het Maui en sy span die min daglig wat hulle in die oggend gehad het, gebruik om lang toue te vleg, waarmee hulle die son sou probeer vang. Nadat hulle genoeg gehad het, het Maui 'n spesiale seën oor die toue uitgespreek. Dit sal keer dat die toue verbrand, het hy gesê. Het sy broers en susters gesê, terwyl die son oor hul koppe gejaag en die lang nag gebring het. Almal, nou moet julle my volg, sê Maui. Waarheen gaan ons? Vra sy suster. Na die plek waar die son opkom. Hulle het saam in die pad geval en deur velde, digte woude, oor klipprige berge en deur bruisende riviere gereis. Hulle het gedurende die nag gereis.
Tydens die dag het hulle onder bome weggekruip, sodat die son hulle nie kon sien aankom nie. Wanneer hulle by riviere gekom het, het Maui hulle beveel om hul kalbasse met water te vul, wat hulle gedoen het en op hulle rug gedra het. Kort voor lank het hulle by 'n diep, verbrande gat in die aarde gekom. Binne-in was die son vas aan die slaap. Sjoe! Het almal na hulle asem gesnak. Sst, het Maui gesê. Ons moet baie stil wees, sodat ons nie die son wakker maak nie. Hy het hulle gesê om van hulle water te gebruik, om die kleierige grond rondom die gat sag te maak. Toe vat hulle die klei en bou 'n klein kleihuisie daarvan. Ons kan hier wegkruip om ons teen die son te beskerm, het Maui gefluister. Toe neem hulle die toue en vleg 'n stryk daarvan en sit dit rondom die gat waarin die son slaap. Uiteindelik het die oggend gekom en die son het begin wakker word en opkom. Alles het so warm geword dat die broers en susters uit vrees begin skree en weghardloop het. Kyk hoe sweet ons. Wag, het Maui uitgeroep. Julle moet dapper wees. As ons nou hardloop, sal ons deur die son se vlamme verskroei word. Hulle het al hulle moed bymekaar geskraap en omgedraai om die opkomende son in die gesig te staar. Die toue het stywer en stywer gespan, totdat die son heeltemal verstrengel was. Die son het gebrul toe hy besef wat aan die gebeur is. Ek sal julle vernietig. Ek sal julle braai. Ek sal julle verkoel. Ek sal julle tot as verbrand. Wie waag dit om my vas te vang? Ek waag dit, het Maui geskree. Toe stap hy met die kakebeen in sy hand na die son toe. Die son het 'n diep asem geneem en gereed gemaak om 'n rivier van vuur oor Maui te blaas. Maar Maui was te vinnig. Hy het die son 'n enorme hou met die kakebeen gegee. Dit was so hard dat die son gebrul het van woede. Hy het hom weer en weer 'n hou gegee en die son het bedaar. Wat wil julle van my hê? Het hy gepleit. Ons beveel jou om stadiger te gaan, het Maui uitgeroep. Jy sal nie meer deur die lug jaag asof jy laat is vir 'n afspraak nie. Van nou af sal jy stadig deur die lug reis. Die son het gevoel en gewikkel, maar het uiteindelik oorgegee. Nou goed, het hy gehuig. Ek beloof, ek stem in om stadiger te gaan. Maui en sy broers en susters het die toue gelos en die son het stadig in die lug opgedryf. En van daar af het dit vreedsaam verder deur die lug gesweef. Sy frons het gou in 'n glimlag verander. Weet julle wat? Het hy afgeroep. Dit is eintlik nogal pret. Nou kan ek my tyd vat en die pragtige wêreld hieronder beloer. Hy het gelag. Ek weet nie hoekom ek dit nie van tevore gedoen het nie. Dankie julle almal. En daar gaan die son verder, stadig op sy roete deur die lug. Van daardie dag af het Maui en sy mense meer as genoeg tyd gehad om vis te vang, te werk en kos bymekaar te maak. En die son het voortgegaan
om stadig deur die lug te reis. Dit was nou 'n lekker storie. Kom ons kyk gou na 'n paar nuwe woorde. Sterbelaide. Op een sterbelaide aand. Sterbelaide beteken die lug is vol sterretjies, gewoonlik as daar nie 'n volmaan is nie. Beraam. Ek het 'n plan beraam. Dit beteken net jy het 'n plan gemaak. Onbegonne. Dis 'n onbegonne taak. Dit is 'n taak wat so moeilik is, jy kan dit nie eers begin nie. Kalbasse. Maui het hulle beveel om hulle kalbasse vol te maak. 'n Kalbas is 'n uitgedroogde veldpampoen waarin mens iets kan bære, soos pitte, kos of ja, selfs water. Verstrengel. Die son was heeltemal verstrengel. Dit is wanneer jy vassit in 'n klomp toue of drade. Jy kan maklik verstrengel wees in vislyn as jy gaan visvang en nie weet wat jy doen nie. En die laaste woord, roete. Die son gaan stadig op sy roete deur die lug. 'n Roete is 'n ander naam vir 'n pad waarlangs jy moet reis. Daar sy, wat 'n heerlike storie. Nou weet ons hoekom die son sy tyd vat as hy deur die lug trek. Dankie vir die saamluister. Onthou om ons stories te deel met julle vriende. Daar's elke week 'n splinter nuwe een. Tot volgende keer, lekker leer, lekker lees, lekker luister. Arrivederci.